Vandag is donderdag 2 Oktober. Baie welkom by vandag se luistermeditasie hier in Koninkrykstyd. Ons staan stil by Psalm 16 vers 6 en ek gaan vir ons lees uit die 1983 vertaling. Voor ons oor die teksgedeelte gaan nadink, wil ek jou graag nooi om daar waar jy is, om net tot rus te kom. Jy is welkom om saam met my 'n kers aan te steek en intentioneel in hierdie oomblik te draai na God wat teenwoordig is. Al 'n paar keer lekker diep asem en fokus net op jou asemhaling vir 'n oomblik. Asem is 'n teken van lewe. En Paulus herinner ons deur vir ons te sê, dis deur hom wat ons leef. Raak daarom bewus van God wat in jou is, saam met jou is. En maak jou hande op jou skoot oop, gereed om van God self in hierdie oomblik van stilte te ontvang. Ek is hier, Here, en U is hier, Here, en ek en U is hier saam. My verwagting is daarom om ook van U te ontvang deur U Gees in hierdie oomblik van stilte. Amen. Psalm 16 vers 6 sê, 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. My pa het van kleins af altyd vir my gesê, pas op vir alles wat 'n te bykry, behalwe tevrede. Vergenoegdheid is die deeg van om te weet wanneer is genoeg. Dit is die deeg van selfbegrensing en mildheid en nederigheid. Dis iets van, hier stop ek vereers. Selfs al kan ek verder, selfs al kan ek meer. Vergenoegdheid behoort eintlik die wagwoord vir die wetenskap ook te wees. Want nie alles wat kan, behoort altyd nie. Dit is ook gepas as onderskrif vir die groenes en vir almal wat weet, planeet Aarde is ons enigste huis. Nie alles wat kan, hoef nie. Dis 'n lese ook vir ongebreidelde kapitalisme wat behoort te weet, the rich must live more simply so that the poor may simply live. Nie alles wat kan, moet nie. Diegene wat onvergenoeg ander kan die draad loer, mis dikwels die groen gras by die huis. Vergenoegdheid laat jou met innerlike rus en uiterlike rustigheid. Jy hoef nie altyd op jaag te wees na die spektakulêre nie. Jy hoef veral nie te val vir die lieg wat jou dwing om dinge te koop wat jy nie nodig het nie. Om mense te beïndruk wat jy nie eers ken nie of van hou nie.
vergenoegdheid laat jou die buitengewone in die gewone waardeer. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Kan ek jou nooi om vandag vir 'n oomblik te sit en die mooi wat jy het, wat jy ontvang, wat om jou is, vir 'n oomblik raak te sien. En vir die Here daarvoor dankie te sê. Gebruik 'n oomblik van stilte daarvoor. Dink na oor wat jy het, oor verhoudings, oor mense, oor geleenthede. Kyk om jou, wat sien jy? Waarvoor kan jy vandag vir die Here dankie sê? Ek lees die spreekwoord wat sê, ons is soms so besig om te kla oor wat ons nie het nie, dat ons nie tyd het om te geniet dit wat ons wel het nie. En dit herinner my aan die Japaneese spreekwoord wat sê, hy of sy wat vergenoeg is ryk genoeg. Here, help my om vandag te weet, ek het genoeg. Amen.